Broeders en susters, hartlik goeiemôre. Dis Kersdag. Namens my en my huis bid ons vir u 'n geseënde Kersfees toe. Vir u en die geliefdes wat by u is. Dis lekker om elkeen van u te sien. Gert, ons is bly oom is vandag saam met ons en dat oom vandag saam met ons die Here kan aanbid. Dis vir ons 'n voorreg. Oom Gert is ons mees senior lidmaat in Magaliesburg. Oom Gert is 92 volgende jaar, nee? Ja. So ons is die Here dankbaar dat oom Gert met ons kan wees vandag en die voorreg dat ons ook vandag kan die Here aanbid. Weer baie dankbaar dat jy vir ons begelei. Ons waardeer dit. Kom ons word nou stil voor die Here. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here, deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons loof die Here. Ons gaan 2 gesange sing vandag. Ons begin by gesang 171 en ons gaan al 3 die verse sing. Hierdie is 'n loflied wat die engele sing en dan hoor ons elke keer in die refrein die woord wat nou die trefwoord is in vandag se skriflesing. In vers 1 hoor ons die vreugde lied wat engele sing en die boodskap oor Jesus aan herders gebring. Die goeie nuus, soos lank reeds voorspel, en vandag gaan kyk ons na daardie lank reeds voorspel, het 'n engel die nag aan die herders vertel. En dan die woord wat herhaal is die naam Immanuel, Immanuel, God kom verlos sy Israel. Ook vers 2 en vers 3, kom ons staan en loof die Here. Geliefdes, die Here praat vandag met ons uit sy woord, uit die Ou Testament, uit
Die boek Jesaja, ons lees hoofstuk 7 vers 1 tot vers 16. Nou is ek bevoorreg om agter in my Bybel 'n kaart te hê met die opskrif hier, die wêreld van die patriarge, en ek gaan sommer verduidelik as jy nou nie kaart agter in die Bybel het nie, want nie al die Bybels het kaarte nie. Op hierdie kaart sien 'n mens Jerusalem, daar aan die bopunt van die Dooie See in Israel. En dit is waar die verhaal afspeel, in die buitewyke van die stad Jerusalem. In die tyd van koning Agas, en die jaartal is ongeveer so 734 na 732 voor Christus. Beweeg ons boontoe, dan sal jy sien aan die bokant waar die See van Galilea is, daar was die stad Samaria, dit was die hoofstad van die noordelike ryk, waar dit is ook Efraim genoem, of Israel genoem. Bietjie opsien die woord Aram en Damaskus. En Damaskus was die hoofstad van die land van die Arameërs of die Syriërs. En wanneer ons nou bo in die kaart kyk, op hierdie kaart wys hy net die Hittitiese ryk, en dit is in daardie omgewing waar Nineve is. Nou ons lees in Jona ook van Nineve, dit is die hoofstad van die Assiriërs, en hulle was in daardie tyd ongeveer 740 tot 730 voor Christus was hulle die opkomende mag wat uiteindelik die wêreldheersers was. En dit is die konteks waarin die gedeelte wat ons lees afspeel. So wat hier gebeur is, die konings van die noordelike ryk en die koning van Damaskus was baie bang geweest vir die Assiriërs, en hulle het besluit hulle gaan saam oorlog maak teen die Assiriërs. Toe wou hulle vir Juda, of die koning van Jerusalem, koning Agas, dwing en sê, jy moet saam met ons oorlog maak, en hy sê toe nee, hy het 'n ander plannetjie, en nou sien ons hoe hierdie twee buurmanne van hom bokant hom, Israel, en die koning van Damaskus teen hom optrek om oorlog te maak, en dit is wanneer ons nou lees in Jesaja 7, wat nou verder gebeur. Nou kom ons verlustig ons in die woord van die Here, nadat ons saam gelees het, gaan ons saam bid. Ons lees Jesaja 7, die opskrif, die Immanuel teken, tot by hoofstuk 16. En in die dae van Agas, die seun van Jotam, die seun van Osia, die koning van Juda, het Resin, die koning van Aram, met Peka, die seun van Remalia, die koning van Israel, opgetrek na Jerusalem om daarteen oorlog te voer, maar hy kon nie daarteen veg nie. Toe hulle aan die huis van Dawid berig stuur met die woorde, die Arameërs het op Efraim toegesak, het sy hart en die hart van sy volk gebewe soos bome van die bos bewe voor die wind. En die Here het vir Jesaja gesê, gaan tog uit, Agas tegemoet, jy en jou seun, Shear-Jashub, aan die eind van die watervoer van die boonste dam by die groot pad van die Blykveld, en sê vir hom, neem jou in ag en wees gerus. Wees nie bevrees en laat jou hart nie week word oor hierdie twee rokende stukke brandhout nie. Weens die gloeiende toren van Resin en die Arameërs en van die seun van Remalia, omdat Aram onheil teen jou besluit het, Efraim, die seun van Remalia, deur te sê, laat ons optrek teen Juda, en dit skrik aanjaag, en dit vir ons verower, en die seun van Tabeel daaroor koning maak. So sê die Here, dit sal nie tot stand kom nie, en dit sal nie gebeur nie, want Damaskus is die hoof van Aram, en Resin die hoof van Damaskus, binne 65 jaar sal Efraim verbreek word, sodat dit geen volk meer is nie. En Samaria is die hoof van Efraim, en die seun van Remalia is die hoof van Samaria. As julle nie glo nie, voorwaar,
dan sal julle nie bevestig word nie. En die Here het verder met Agas gespreek en gesê, eis vir jou 'n teken van die Here jou God. Sak diep af na die doderyk, of klim hoog op boontoe. Maar Agas het geantwoord, ek sal nie eis nie, en die Here nie versoek nie. Toe sê hy, luister tog o huis van Dawid, is dit nie genoeg om mense te vermoei, dat julle my God ook vermoei nie? Daarom sal die Here self aan julle 'n teken gee. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar en hom Immanuel noem. Dikmelk en heuning sal hy eet as hy weet om te verwerp wat kwaad is en om te kies wat goed is. Want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is en te kies wat goed is, sal die land vir wie se 2 konings jy bang is, verlate wees. Net tot sover ons skriflesing uit hierdie gedeelte Jesaja. Blaai saam met my na Matteus hoofstuk 1, eerste hoofstuk van die Nuwe Testament. En ons lees in Matteus 1 net vers 23. In vers 22 staan daar, dit het alles gebeur sodat die woorde vervul sou word wat die Here deur die profeet gespreek het. En dan vers 23, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar. En hulle sal hom Immanuel noem. Dit is, as dit vertaal word, God met ons. Net tot sover ons skriflesing, mag die Here verheerlik word deur die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. O Hemelse Vader, op hierdie Kersdag sing ons lofliedere saam met die hele wêreld wat fees vier, dat U die wêreld so lief gehad het, dat U U Seun Jesus Christus gestuur het, om 'n mens te word. En Here Jesus, dat U bereid was om daardie pad te loop, dat U by U ewige goddelike natuur ook 'n menslike natuur, 'n liggaam aangeneem het, 'n liggaam wat gekruisig kon word en kon sterwe, sodat ons rekening van sonde deur U betaal word aan die kruis, sodat ons vandag as verlostes kan feesvier, mense wat vry is, mense wat vrede het, mense wat 'n diepe ewige vreugde het wat van U afkom. Ons loof U vir daardie wonder, en ons vier fees, Here Jesus. U is vir ons goed, U is oneindig groot, U het ons lief, en ons wil daardie liefde vandag opnuut beantwoord met lofsange, met harte wat U aanbid, met dankbaarheid. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus, terwyl ons vandag feesvier, dink ons terug aan daardie benoude tye waarin koning Agas geleef het. Hy en die hele volk was baie benoud. Die Bybel sê hier, hulle het gebewe soos bome van die bos bewe voor die wind. Hulle was baie bang. En hulle het rede gehad om baie bang te wees. Want dit was of die hele wêreld teen hulle was. Aan die een kant was almal bang vir die Assiriërs, want hulle was net soos die Babiloniërs. Later was hulle die wêreldmag. Dit was die magtige in vandag se tyd, byvoorbeeld die Amerikaners, of dis so goed, ons gaan soek na moeilikheid met Putin, en vra dat hy so 'n bietjie hier kom, sy lugvaartuie en tanks toets. Maar dit is wat in daardie tyd gebeur het. Assirië was op pad om die wêreld te verower, die hele wêreld te verower. En die konings van die noordelike ryk, die koning van Damaskus en die koning van Efraim, of die Israel, was besig om reg te maak vir oorlog, en hulle het vir Juda gesê, kom maak saam met ons oorlog. En toe koning Agas nou sê nee, toe is hulle nou op pad na Jerusalem om hulle te dwing, julle moet saam met ons oorlog maak, al kos dit julle 'n klomp manne in die oorlog. En nou is koning Agas in die knyp. Wat gaan hy nou maak? Hy weet hoe magtig Assirië is, en hy weet, hy sal ook nie teen die noordelike ryk kan veg nie, want Juda was baie swakker as
as die noordelike ryk, as die 10 stamme ryk wat Efraim of Israel genoem word. En nou kom Damaskus ook nog saam. So hy staan nie 'n kans nie. Maar nou probeer hy maar regmaak, hy maak sy plannetjies, want kyk mooi wat gebeur hier. Die Here stuur vir Jesaja en sy seun Shear-Jashub. Nou ons is almal lief vir mooi Bybelse name, as jy nou jou kind 'n mooi Bybelse naam wil gee. Iemand het nog wat ek van weet, hulle kind Shear-Jashub genoem nie, maar dit het 'n besondere betekenis. Die betekenis van hierdie kind se naam was 'n oorblyfsel sal terugkeer. En dit was aan die een kant 'n troosboodskap dat ou Agas moes hoor, wanneer die Here julle in ballingskap wegvoer, sal daar oorblyfsel terugkeer, maar aan die ander kant was dit 'n waarskuwing, daar sal 'n ballingskap wees. As julle nie luister nie, sal daar 'n ballingskap wees, en daar was uiteindelik. Maar nou stuur hy hom en hy sê vir hom, gaan kry hom daar bo by die Opgaardam. Nou hoekom was hy daar gewees? Want dit was Agas wat besig is om plannetjies te maak. Hy vertrou nie die Here nie en hy probeer sonder die Here nou sy eie persoonlike plannetjies maak, want hy het 'n plan, maar dis nie Here se plan nie. En hy weet, water is nodig as hierdie twee vyande, hierdie twee buurmanne van hom nou kom aanval, moet hulle watervoorraad reg wees, so dis hoekom hy daar bo by die Opgaardam is, en dit is waar Jesaja hom ontmoet. Maar wanneer die Here hom ontmoet, gebeur daar iets besonders. Die Here stuur vir Jesaja met die boodskap dat die Here self met sy volk is. Kyk hoe mooi stel hy dit in vers 4. Neem jou in ag en wees gerus. Wees nie bevrees en laat jou hart nie week word nie. En dan noem hy hierdie twee konings wat teen hom optrek met hulle groot leers, twee rokende stukke brandhout. En hy sê, dit sal nie tot stand kom nie, dit sal nie gebeur nie. Die Here sal nie toelaat dat hierdie twee ryke vir Israel, vir Juda verower nie. Wat 'n mens soms beleef, en as ons terugkyk op die jare, wat 'n ontsaglike, moeilike jare was 2025 nie? Ons is dankbaar die jaar staan ten einde, maar ons kyk vorentoe na die jaar 2026, en ons weet, daar gaan dalk ook tye kom, wat ons bewe soos hierdie koning Agas gebewe het, soos 'n riet. En dan moet ons weet wat om te doen op daardie oomblik, en dit is wat hy vir ons hier leer vandag. As kind van die Here, want kyk hoe stel hy homself voor in vers 4, hy noem homself, in vers 11 sê hy, eis vir jou 'n teken van die Here, en dan noem hy homself, jou God. Selfs hierdie seun of nageslag van Dawid, koning Agas, wat sy eie plannetjies het, wat ongehoorsaam is, wat nie na die Here wil luister nie, die Here noem homself vir Agas, die Here, jou God. Dis iets kosbaar om te weet. Die Here het homself verbind, hy is die verbondsgod, om hulle God te wees. En jy is 'n verbondskind. Jy is het die verbondsteken van die doop ontvang. Die Here is jou God. So wanneer die moeilikheid kom, moet jy weet, die Here, jou God, praat ook met jou, in jou krisis hier, in jou nood, in jou donker tyd. En die Here sê vir hom, jy hoef nie bang te wees nie, want dit is die Here self wat sal keer dat hierdie konings verower. Wat die Here dan vir hom gee, is 'n blanko check. Hy gee vir hom hier 'n geweldige geleentheid wat min mense kry. En die Here sê vir hom, vra vir my 'n teken om te bevestig dat ek die waarheid praat en dat ek jou regtig sal beskerm. En hy sê vir hom enigiets. En die Here het al tekens gegee in die geskiedenis. Hy het die son laat stil staan en sulke tipe dinge het hy gedoen as 'n teken dat die Here God is, almagtig is, die natuur in sy hand hou. Maar hoor nou hoe antwoord koning Agas as die Here sê, jy kan vir my 'n teken vra. Hy sê dan in vers 12, maar Agas het geantwoord, ek sal die nie eis nie en die Here nie versoek nie. Nou dit klink nou mooi en vroom, nie? Hy haal nogal aan hier, so dink ek uit Deuteronomium 6, vers 16. Jy moet die Here jou God nie versoek nie. So hy ken die Bybel, en hy weet hoe om hom hier te gebruik.
Net soos die duiwel, die Bybel baie goed geken het en geweet het om die Bybel te gebruik in sy aanval teen die Here Jesus, maar dit het God nie verheerlik nie. Nou, hoekom doen hy dit? Hoekom sê hy nee, ek stel nie belang in die teken van die Here nie, die Here steek sy hand uit, maar hy klap die hand weg, en hy sê nee, ek sal nie die Here versoek nie, dit klink baie mooi en reg en vroom, maar wat hy eintlik mee besig is, sy plannetjie was om met Assirië self te onderhandel, die koning van Nineve self, Tiglath-Pileser wat op pad is. Nou hier's nog 'n mooi naam, as jy jou kind dan nou nie Shear-Jashub wil noem nie, Tiglath-Pileser die derde is net so mooi naam. Nou is Tiglath-Pileser die derde ook op pad om die wêreld in te neem, en hy dink ek sal met hom onderhandel, en hy sal my help teen hierdie twee buurmanne van my. Nou wanneer ek die kommentare lees wat hieroor geskryf is, dan sê die een kommentaar dit: dis nou so goed jy bly op die plaas, hier's twee muise wat met jou wil beklei, en jy's die derde muis, en nou gaan hierdie muis, en waar gaan soek hy hulp? Hy gaan na die kat toe, en hy sê vir die kat, hoorie, hier's twee van hierdie ouens wat my muise wat my wil aanval, help my. Wat dink jy gaan gebeur? Die kat gaan hulle al drie opvreet. Dis omtrent wat hier in die geskiedenis afspeel. Koning Agas dink hy kan by Tiglath-Pileser, by die Arameërs gaan hulp soek, terwyl die almagtige skepper van hemel en aarde vir jou sê, ek sal jou help, vra vir my 'n teken en ek sal dit bevestig. Maar hy sê in dieselfde asem sê die Here vir hom in vers, kyk mooi in vers 9, as julle nie glo nie, so voorwaar, dan sal julle nie bevestig word nie. Dit gaan oor vertroue. En broeder en suster, dit is vir my en vir jou die uitdaging vir die jaar wat voor ons lê. Wanneer daar die tye kom van nood en van moeilikheid, en wanneer jy die hulp nodig het, as jy moet vlug na die Here toe. Maar hy sê vir jou, soos in vers 9, jy moet op die Here vertrou. As jy nie die Here glo nie, as jy hom nie vertrou nie, dan sal die Here nie jou bevestig nie. Nou, normale menslike emosionele reaksie sê, wel, as jy nou nie my hulp wil hê nie, dan is dit nou maar moeilikheid vir jou, kry vir jou. Maar dis nie wat die Here doen nie. Kyk nou vers 14. Vers 14 kom die Here terug en sê, maar ek sal in elk geval vir jou teken gee. Nou is die vraag nou maar, hoe werk hierdie ding nou? Is hierdie Immanuel nou Jesus, of is hierdie Immanuel nou nie Jesus nie, was daar een kindjie, of is daar twee kindertjies wat gebore is, en nou sê die geleerdes ook, as jy nou kyk, die woord wat gebruik word in vers 14, vermaagd, is die Hebreëse woord alma, wat beteken 'n jong vrou, en dis nie noodwendig 'n maagd nie, dit kan ook 'n getroude jong vroukie wees, wat al kinders het, wat ook alma genoem is. En dan sê die mense wat krities is op die Bybel, ja, kyk hierson, so heel waarskynlik was Maria ook nie 'n maagd toe sy nou geboorte geskenk het aan Jesus nie, sy is, heel waarskynlik het sy maar by 'n Romeinse soldaat geslaap, en dis nou maar ons verlossing, wat daaruit gebore is. Maar nee, dis nie wat die Bybel ons leer nie. Hier is iets besonders wat hier gebeur het. Om dit te verstaan moet ons weet, wat is die konteks waarin profeseë gegee is. Wat was die konteks waarin Jesaja geleef het? Jesaja het in 'n tyd geleef dat, as jy as profeet 'n voorspelling maak, en dit gebeur nie, dan het hulle die reg gehad om jou te stenig. En ek dink koning Agas is baie lus om vir Jesaja te stenig, juis omdat hy teen hom gaan, omdat hy nie sê jy het 'n goeie plannetjie nie, omdat hy sê jy het 'n verkeerde plan, vertrou op die Here. Want kyk nou, wat is die tydsverloop wat hy gee? Hy sê in vers 15 van, dikmelk en heuning sal hy eet, en as hy weet om te verwerp wat kwaad is, en te kies wat goed is. Dan sê hy in vers 16, want voordat die seentjie weet om te verwerp wat kwaad is, en te kies wat goed is, sal die land, vir wie se twee konings jy bang is, verlate wees. Nou is die vraag, as ons dit nou net so neem, en ons wil dit op Jesus van toepassing maak, dan is hier 'n probleem, want Jesus het geweet, hy is van ewigheid af God, wat is reg en wat is verkeerd. Daar was nie 'n tyd wat hy moes leer, wat is reg en verkeerd. Wat ons hieruit aflei is, hier is twee kindertjies ter sprake. Net soos Jesaja se seun Shear-Jashub 'n boodskap gehad het, is daar in die tyd wat Jesaja en Agas geleef het, 'n kindjie gebore deur 'n vrou wat daar by hulle
in hulle tyd geleef het en getroud was en 'n kindjie gehad het wat Immanuel genoem is. En voordat hy 2 jaar oud is, want dit is wat hierdie tyd beskryf, voordat hy weet om te kies wat reg en verkeerd is, 2-3 jaar oud, gaan hierdie 2 konings vir wie hy bang is, gaan hulle tot niet wees. So hier was 'n spesifieke boodskap vir Agas in sy konteks in die jaar 734 voor Christus, dat hy moes weet, hier sal 'n teken, en Agas kon nie vir Jesaja stenig nie, Jesaja het oorleef, en Jesaja het hom oorleef, so hy het die waarheid gepraat, dit het uitgekom in sy tyd, en daar was 'n seentjie met hierdie naam, en voordat hy 2 of 3 jaar oud was, is hierdie 2 konings vernietig. In 722 het juis hierdie Assiriërs, Samaria en die noordelike ryk weggevoer in ballingskap. Dit het plaasgevind. Dis 'n historiese feit. So wat die Here Jesus betref, sien ons uiteindelik, sê Matteus, was daar 'n tweede baba gebore. Was die Here Jesus se menswording, die finale vervulling van hierdie profesie. Dis wat hy sê in Matteus 1:22, soos wat die profeet voorspel het, is die finale vervulling in die Here Jesus volbring. Maar nou iets baie treffend. Wanneer Matteus hierdie vers aanhaal, dan haal hy dit nie aan uit die Hebreëse Bybel nie. Hy haal dit aan uit die Griekse Bybel, die Septuaginta, die vertaling van die Hebreëus. Nou daar's 2 woorde in Hebreëus vir 'n maagd of 'n jongvrou. Die eerste woord wat ons nou gehoor word hier gebruik, die woord alma. Dit beteken enige jongvrou, selfs 'n jongvrou wat getroud is. Maar daar is 'n tweede woord, betula, wat beteken dis 'n maagd, iemand wat nog nie getroud is nie en wat nog nooit by 'n man geslaap het. Wanneer die Griekse vertalers hierdie versie vertaal in die Septuaginta, vertaal hulle Jesaja 7 vers 14 met die woord parthenos, wat beteken 'n maagd. 'n Vrou wat nog nooit by 'n man was nie. En dis hierdie woord wat dan uiteindelik gestalte vind in Matteus 1 vers 23. Kyk, die maagd sal swanger word. Want dit is wat dan letterlik gebeur het. En nou moet ons onthou, hierdie Griekse vertaling is gemaak lank voor die Here Jesus se menswording. So reeds in daardie tyd het die Here dit beskik, dat hierdie woorde so vertaal word, en in Jesus se tyd het dit 'n werklikheid geword, want volgens die Bybel is dit 'n absolute wonderwerk, dit wat gebeur het met Jesus se geboorte. Hoe verstaan ons dit? As ons elke Sondag bely, ek glo in Jesus Christus, wat ontvang is deur die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria. Die heilige ontvangenis van die Here Jesus. Dit is iets uniek, wat nog nooit in die geskiedenis gebeur het nie, en nooit weer sal gebeur nie. Wanneer 'n mens soos Maria, 'n sondaar mens soos ek en jy, en dis die probleem wat ons het ook met die Romeinse interpretasie van dit, Maria was nie sondeloos nie, dis wat die Romeinse kerk in hulle leer sê. Sy was 'n sondaar mens soos ek en jy, maar God het dit goed gedink, en dan sê die engel vir Maria en later vir Josef ook, die Heilige Gees sal oor haar kom en haar oorskadu. Die krag van die Allerhoogste sal haar oorskadu en sy sal bevrug word en 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Jesus se geboorte is 'n absolute wonderwerk. In Filippense 2 hoor ons dat hy sy goddelike natuur van ewigheid af ook 'n menslike natuur bygeneem het. Met ander woorde, Jesus het nie soos ek en jy het elkeen 'n punt waar jou lewe begin en die res gaan aan. Selfs die dag as jy doodgaan, is dit nie die einde nie. Jy gaan voor God se regterstoel staan en dan of die ewige heerlikheid of die ewige hel beleef. Jesus het dit nie. Hy is van ewigheid af God. En op 'n stadium het die Here dit beskik met die tyd van Maria, dat hy by sy goddelike natuur ook 'n menslike natuur neem en 'n mens word. En met hierdie goddelike en menslike natuur verenig, het hy 'n liggaam gehad wat kan skade kry en kan honger word en dors word en kan sterwe, en dis wat gebeur het aan die kruis. En hy is opgewek met sy liggaam.
So daar is net een met 'n liggaam in die hemel op die oomblik, en dit is die Here Jesus. Hy is die enigste mens in die hemel. Al die ander wat gesterf het is gees. En sal uiteindelik weer met 'n liggaam herenig word om met 'n verheerlikte liggaam voor sy regterstoel te staan. Maar wat ons leer uit hierdie gedeelte is iets besonders. Die Here antwoord Agas se ongeloof met hierdie teken van die Immanuel. Die Here sal 'n teken stuur dat hy steeds die God is wat hom aan sy verbond getrou hou. Vir Agas het dit beteken, jy wat bang is, hoef nie te vrees nie, want die Here is met jou. Vir jou en my is dit soveel meer, want ons ken die Here Jesus as ons saligmaker en ons verlosser. Vir Agas was die teken van daardie seentjie 'n waarskuwing en 'n aanklag. Ja, die Here sal jou help teen Sirië en hy sal jou help teen Israel wat kom om jou te veg. Maar vir ons vandag is dit 'n simbool, nie net 'n simbool nie. Die Here Jesus is jou Immanuel. Hy maak jou wat in hom glo sy kind. Hy woon in jou hart. Jou hart is 'n tempel van die Here, jou liggaam 'n tempel, jou hart sy woonplek. Vir Agas was dit die boodskap, God is met sy volk. As ons omblaai na Jesaja 8 en ons lees in vers 10, dan staan daar, God is met sy volk. Hy loop 'n pad met sy volk, 'n verbondspad, en hy sien nie van daardie pad af nie. Hy gee aan Juda veiligheid deur sy teenwoordigheid. Vir jou en vir my beteken dit, die Immanuel het aan die kruis gesterf sodat ek van my sonde verlos kan word. Hierdie handelstransaksie is ook vir my moontlik, dat die Here my rekening vat met al my sonde en dit aan die kruis vaslaan en sê, die bloed van Jesus Christus betaal al jou sonde. Hy red jou uit jou sonde. Vir Agas was die Immanuel teken ook 'n teken van hoop, want Shear-Jashub was daarby. Selfs al word hulle in ballingskap nou weggevoer, daar sal 'n oorblyfsel terugkry. Shear-Jashub se naam het beide. Uit die waarskuwing, daar sal 'n ballingskap wees, hulle sal weggevoer word, maar het ook die hoop, daar sal 'n oorblyfsel terugkeer. En ek en u is deel van daardie oorblyfsel wat God aanbid. En Jesus is die finale vervulling van die Immanuel, soos wat Jesaja dan verder voorspel. In hoofstuk 9 gaan ons in hierdie eerste verse hoor van die wonderbare raadsman, ewige God, vredevors, wat kom, en in Jesus is dit volmaak vervul. Jesaja 11 vers 2 gaan ons hoor hoe hierdie stomp van Isaai daaruit 'n takkie sal voortspruit, die Immanuel. Jesaja 11 vers 1, die Here Jesus is die vervulling daarvan. En dan uiteindelik het ons gehoor, Jesaja 52 en 53, dat die kruis die teken is, dat die Immanuel ook met ons is, as ewige verlosser. Wat beteken dit vir jou en vir my vandag? Hierdie is 'n interessante stuk geskiedenis, maar dit is nie net geskiedenis nie. Die Here sê ook vir jou en vir my, aan die een kant daar is hoop, want hy stap 'n pad met jou en hy sal jou nooit los nie. Niks kan jou uit sy hand uitruk nie. Dit bevestig hy in Johannes 10 vers 28. Wanneer die Here vir Jesaja na Agas stuur, dan sê hy, neem jouself in ag, dat jy nie vrees nie, dat jy nie bang is nie. Daar gaan dinge in die jaar 2026 kom wat jy dalk benoud gaan maak. Daar gaan dinge kom wat dalk vir jou ontsaglike uitdagings gaan wees. Daar gaan dinge kom wat jy dalk bekommerd is oor jou geliefdes. En is dan juis wanneer jy vashou aan hierdie waarheid van God se belofte. Vervang jou vrees deur geloof en vertroue. Vervang jou vrees deur vertroue. Of dit nou onsekerheid is oor die toekoms of finansies of medies of wat ook al oor jou pad kom, die Here is die Immanuel wat steeds die pad met sy kinders loop, en die vraag is, wie vertrou jy? Maak jy in paniek eie plannetjies? Of weet jy, God is die een wat jou gaan dra? Tweede belangrike toepassing van hierdie gedeelte is dat ons moet weet, God se genade bly konstant. Selfs al klap Agas die hand weg wat hom wil help, sê die Here, ek sal nogtans 'n teken gee. Selfs al gebeur dit in hierdie jaar dat jy Here se pad byste raak en dat jy val in sonde. Daar's 'n pad terug.
Genadetyd gaan verby, maar is nou nog genadetyd. Kom terug na die Here. Kom terug na hom wat werklik jou hulp is. Agas het gesê, ek het 'n beter plan. God het gesê, my plan is die verlossingsplan. Is die plan wat stand hou. Ons moet besef, Agas, hoe negatiewe gelig ons hom ook sien, is dit baie keer onsself wat begin twyfel, of die Here regtig ons kan help, tot die Here in Jesaja bevestig. Dit is sonde om te twyfel aan die hulp van die Here, want hy is altyd die hulp van sy kinders. En hierdie sonde bring jy na hom, en hy is die een wat jou sonde, wat so rooi soos skarlaken is, wit laat word so sneeu. Hy is die een wat jou rooi purper sonde witter maak as 'n pasgeskeurde skapie se wol. Die geboorte van Jesus maak dit moontlik. Laastens moet ons ook in hierdie gedeelte besef, die Kersboodskap is dat die Here Jesus is die Immanuel, want die maagdelike geboorte is ook 'n realiteit. Ons bely dit en ons glo dit. En omdat die Bybel daardie waarheid vir ons bevestig, hou ons daaraan vas, as deel van dit wat ons as kerk leer. Die Here is die een wat ons met hom versoen. En sy teenwoordigheid verdryf ons diepste eensaamheid. Jy kan dink hoe Agas moes voel, toe hy voel maar die hele wêreld kom nou op hom af. Hy het niemand wat hom help nie. Jesaja kom en hy sê, jy is nie alleen nie. Immanuel, daardie kindjie herinner jou, God is met ons. Vir ons is dit nie net 'n kind wat moet onderskei tussen reg en verkeerd nie, dis 'n verlosser wat in ons harte woon, wat sê, ek sê jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Kyk, ek is met julle, al die dae tot aan die volëinding van alles. Die Here sê, aan my behoort alle mag in die hemel en op aarde. En dis die God aan wie ons vashou in die jaar 2026. Vandag vier ons Kersfees nie met 'n oppervlakkige vreugde nie, maar met 'n diepe, standvastige, lang geskiedenis sekerheid en 'n vertroue dat God altyd met ons is. En ten spyte van wie ons is of wat ons mag wees, nog steeds met ons sal bly. Amen. Kom ons loof hom daarvoor. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kyk terug op hierdie besondere stuk geskiedenis en vandag opnuut bevestig U, Here, in 'n wêreld waar ons soms baie alleen voel en waar mense soms Christene spot en in 'n wêreld waar ons soms bang is om standpunt in te neem vir dit wat ons weet reg is. Bevestig U vandag opnuut. U is met ons. Maar Here, U verwag ook van ons dat ons 'n vaste vertroue op U gaan hê en ons bid dat U deur die Heilige Gees dit moontlik maak. Want U sê ook in hierdie gedeelte, as ons nie glo nie, sal ons nie bevestig word nie. Dit het vir Agas gegeld en hy het dit gesien afspeel voor sy oë, hoe Israel ingeneem word, hoe Samaria in ballingskap weggevoer word. Here Jesus, ons gebed is, help ons om 'n vaste vertroue op U te hê, 'n onwrikbare geloof, 'n geloof wat U getrou dien, 'n geloof wat U liefhet, 'n geloof wat verder vir mense ook vertel van die hoop wat daar in Jesus is. 'n vertroue wat mense bemoedig met die wete, U wat die Almagtige is. Vir U is ons grootste probleme en ons grootste uitdagings in die wêreld moonthede maar so stukke brandhout wat niks beteken nie. Besig is om te vrek. Here Jesus, wil U ons harte versterk. Ons vra dit in U naam. Amen. Geliefdes, ons neem nie kollekte op nie, maar kom ons sing 'n slotsang, gesang 142. Daar is 2 verse en ons gaan al 2 hierdie pragtige verse sing. Die Heiland is gebore, juig saam met englekore, hy die hemelkoning, kom in die volheid van die tyd, kom maak by ons sy woning, kom bly by ons in ewigheid. Hy is God met ons, hy Immanuel. Ook vers 2, kom ons staan en loof die Here. Die Heiland is gebore,
verlore, hy die vrede koning, versoen ons sonde skuld by God, en deur sy guns betoning, word liefde oor ons groot gebod. Hy is God met ons, hy Immanuel. Ek wil vra dat jy na die uitspreek van die seën net 'n oomblik bly sit, dat jy my net kans gee om by die deur te kom, dat ek elkeen van u net 'n handdruk kan gee. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee. Amen.